Ek wil vanoggend met ons gesels rondom die tema, my naam sal voortleef in mense se harte. Dus jy kan jou naam daar kom voeg. Ek wil kom sê, François se naam sal voortleef in mense se harte. Sit jou net daar, wat dit ook al mag wees. Die geskiedenis is vol van mense wat belangrik was op hulle dag, en vandag is hulle totaal en al onbekend. So ek wil vra, wie van julle het al ooit gehoor van Porphyrius? Porphyrius was een van die bekendste name gewees om en by 600 jaar na Christus. Hy is gebore in Libië, hy het groot geword in Konstantinopel, en waarvoor hy veral beroemdheid verwerf het, is hy was hierdie baie besonderse atleet, veral dan as dit kom by perd en strydwa resies, daar die chariots wat hulle so agter die perde aangejaag het. Nou as ons in die geskiedenis gaan, dan sien ons, daar 7 monumente opgerig ter ere van hierdie Porphyrius. Al 7 van hulle is in die hippodroom. Nou daar het jy 'n Minecraft weergawe van hoe 'n hippodroom in daardie tyd gelyk het. So 'n hippodroom was die plek waar hulle dan hierdie resies gehad het. In die vleur van sy lewe, sê hulle vir ons, was hierdie man, hierdie Porphyrius, so gewild, dat 250.000 mense bymekaar sou kom om te kyk hoe hy besig is om sy perd te jaag en te wen. Baie interessante stories oor hom wat ons lees as jy die geskiedenis gaan lees. Daar was gewoonlik 2 spanne, hulle het aan weerskante van so 'n hippodroom gesit. Die groen en die blou is. Hierdie Porphyrius sou op een dag vir al 2 van hulle dan nou sy strydwa inspan, en hy sou al 2 resies dan wen, vir die een span en vir die ander span. Hy was eenvoudig hierdie uitstekende persoon gewees op sy gebied van perde resies. Daar's net een probleem. Porphyrius se lewe het net om homself gedraai. Vandag praat seker net ek oor hom. En ook net oor hy eintlik so onbelangrik is. Dis wat oorbly van 'n hippodroom vandag. Ergens daar is daar monumente, meeste van hulle is stikkend, daar's nie vreeslik baie meer oor nie. Hier's 'n man wat beroemd was, met die klem op was. Nou bring ek weer terug na jou naam, my naam, gaan voortleef lank nadat ek nie meer hier is nie. Die vraag is, wat gaan mense sê oor my en jou? Waaroor gaan ons onthou word? Daar's 'n ander persoon. Ek weet nie of jy al ooit gehoor het, tensy jy 'n bietjie die Engelse letterkunde ken, van Ozymandias. Nou die Engelse digter Shelley, hy skryf 'n sonnet oor Ozymandias. Dis die Griekse naam vir Ramses die tweede, daardie Egiptiese farao, hy is in 1213 voor Christus oorlede. Nou, Shelley vertel in sy sonnet wat hy skryf, van 'n reisiger wat hom kom vertel het, daar in die sand in die woestyn, daar lê daar 'n beeld, maar is net stukke van 'n beeld wat daar lê. En daar's 'n voetstuk, en op die voetstuk, en Shelley kom en dan skryf hy hierdie gedig. En die gedig is deel van hierdie sonnet, is My name is Ozymandias, King of Kings. Look at my works, ye mighty, and despair. Hoor jy die arrogansie, die verwaandheid, van ek is die groot, die magtige Ozymandias, voor my bewe al wat leef. Dan gaan Shelley voort en hy sê, nothing beside remains. Around the decay of that colossal wreck, boundless and bare, the lone and level sands stretch far away. En ons sien daar, al wat oor is vandag, van die beeld wat hy ter ere van homself opgerig het, magtig in sy eie oë, gevrees deur almal, vandag magteloos, vergete. Hoekom? Want Ramses die tweede het geen blywende bydrae gelewer vir die mensdom wat van waarde is nie. Hy was groot in sy eie oë. Vandag is dit net 'n naam en 'n stikkende beeld in skerwe. Ek vra jou weer,
Wat gaan mense van jou sê die dag wanneer jy nie meer daar is nie? In die tyd, in die jare, in die eeue wat voor lê dalk, gaan jou naam enige betekenis hê vir mense, omdat jy 'n verskil gemaak het in hulle lewe. Ek wil ons moet so 'n bietjie gaan kyk na Lukas die 7de hoofstuk. Ons gaan daar die 9 verse lees in die begin van die hoofstuk. Lukas die 7de hoofstuk, en ons gaan lees vanaf vers 1 tot en met die 9de vers. Is hier die storie waar Jesus die hoofman oor 100 se slaaf genees. Die kern, die hart van hierdie verhaal wat ons lees, lê op 'n ander vlak. Jesus is besig om hierdie heiden, hierdie Romein te prys vir sy groot geloof, maar ingebed in hierdie storie is daar iets wat ek graag onder ons aandag wil bring. So ons lees vanaf vers 1, Lukas 7. En nadat hy, dis Jesus, voor die ore van die volk al sy woorde beëindig het hy in Kapernaum ingegaan. En die diensknegt van 'n sekere hoofman oor 100, wat vir hom baie werd was, hoor hierdie woorde, hoofman oor 100 het 'n slaaf gehad, wat vir hom baie werd was. Hierdie slaaf was ongesteld en het op sterwe gelê. Toe hy dan van Jesus hoor, het hy ouderlinge van die Jode na hom gestuur met die versoek aan hom, dat hy moes kom en sy diensknegt gesond maak. En toe hulle by Jesus kom, het hulle hom dringend gesmeek en gesê, hy is dit werd, dat u dit vir hom doen. Hoor jy die woorde weer? Ons het gehoor, die slaaf was baie werd vir sy baas. Hier hoor ons dat die Jode weer kom sê, hierdie hoofman, hy is dit werd, hy verdien dat u hom help, hy is dit werd dat u dit vir hom doen, want hy het ons volk lief en het self die sinagoge vir ons gebou. En Jesus het saam met hulle gegaan, maar toe hy nie meer ver van die huise was, hy stuur die hoofman oor 100 vriende na hom en sê, om vir hom te sê, Here, moenie moeite doen nie, want ek is nie werd dat u onder my dak inkom nie. Daarom het ek ook my nie waardig geag om na u te gaan nie. Hoor nie, die ander mense prys hom, hierdie man kom sê, Here, ek is dit nie eens werd om self na u te kom nie. Sê net 'n woord, en my knegt sal gesond word, want ek is ook 'n man wat aan gesag onderworpe is, en ek het soldate onder my, en vir hierdie een sê ek, gaan, en hy gaan, en vir 'n ander een kom, en hy kom, en vir my diensknegt doen het, en hy doen het. Jesus dit hoor, was hy oor hom verwonderd, en hy draai hom om, en sê vir die skare wat hom volg, ek sê vir julle, selfs in Israel het ek so 'n groot geloof nie gevind nie. En toe die wat gestuur was, teruggaan na die huis, vind hulle die diensknegt gesond. Ek wil stilstaan net by hierdie gedagte vanoggend. 'n Mens se waarde vir ander mense word gemeet aan wat jy vir hulle beteken. Ons sien dit hierdie hoofman oor 100 het 'n slaaf. Wat maak die slaaf spesiaal? Hy beteken baie vir sy baas. Wat maak die hoofman oor 100 spesiaal vir die Jode? Hy beteken baie vir die Jode. Daar's 'n beginsel in die lewe, en hoe gouer mense dit kan snap, hoe beter, en dis my waarde vir ander mense word bepaal deur wat ek vir hulle beteken. Nou kom ons wees eerlik, ons sou dit graag baie anders wou gehad het. Ons sou wou hê hulle moet gaande wees oor wat? Ons dinamiese persoonlikheid. Ons skerp sin vir humor, ons vindingryke verbeelding, ons treffende voorkoms, noem nou maar op wat jy nou dink. Hoekom mense gaande moet wees oor jou, baie van jou oor jou sal praat, regtig sal sê, wow, wat 'n wonderlike mens. Die werklikheid is, vir die meeste mense, maak ons slegs saak in hoe ver ons iets vir hulle beteken. So ingebed in hierdie verhaal, ek dink sien ons dit baie duidelik. Nou wat vir my interessant is, Jesus kom sê niks dat hierdie slaaf dit werd is, hy ignoreer dit. Dit gaan nie vir Jesus ooit oor of 'n mens dit verdien nie. Jesus sê nooit enigiets oor hierdie hoofman dat hy dit verdien, dat hy nog gehelp moet word nie. Wanneer ons met God besig is ons besig met genade. God werk op die grondslag van genade, wat beteken ek verdien niks, ek verdien nie oordeel. Die feit dat God vir my lief is 'n keuse wat God gemaak het, nie oor ek sy liefde aantrek nie, inteendeel,
Ek stoot hom af. Ek wil met God niks te doen hê van nature. Maar nogtans kom die Here en hy kies om my liefde, hy kies om genade aan ons te bewys. Genade beteken onverdiende guns. Dis iets wat die Here in ons lewe kom doen, kom uitgiet in ons. So Jesus kom en hy steur hom nie aan dit wat mense dink nie. Maar die beginsel is daar. En dis vir ons roeping as volgelinge van Christus dan nou ook regtig belangrik raak. Ons maak saak vir die meeste mense wat nie die Here ken nie, wanneer ons vir hulle iets beteken. Ons kan dan kom sê, dit is deur ons goeie werke, wat ons egtheid as volgelinge van Christus na vore kom. Kom ons sê dit gou weer, dis deur, weer sit jou naam daar, deur François, sy goeie werke. Nou, dis wat die Bybel dan nou noem, wanneer ons uitreik na mense om hulle te help, goeie werke. Dis wanneer ons goeie werke regtig vir mense help, wat die egtheid van ons eie Christenskap na vore kom. Nou het ons duidelik gesien, dis nie my goeie werke wat vir my enigiets gaan beteken nie. Jou goeie werke gaan jy nooit goed genoeg maak om gered te word nie. Jy gaan nooit goed genoeg wees om gered te word. Redding is absoluut uit genade, net om seker te maak, ons mis dit nie. Kom ons gaan kyk na Efesiërs 2 vers 8 tot 10. Want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is 'n gawe, die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Daardie laaste versie, daardie versie 10, ons kan hom so maklik mis. Kom ons lees hom gou weer, ons is sy maaksel, met ander woorde, as jy tot bekering kom, wanneer jy weergebore word, word jy 'n nuwe mens. Christus kom gee jou 'n nuwe hart. Die woord van die Here praat in 2 Petrus 1 vers 3, ons is deelgenote van die goddelike natuur. Die Here kom en deur sy gees kom stort hy sy liefde hier in ons hart uit. Nou, ons geestelike groei wat plaasvind, is ons begin dit al hoe meer en meer uitleef. Ons kom word in ons praktiese lewe, elke dag se lewe, wat ons eintlik al klaar is, en dis nuwe skepings in Christus. Die Here het dit so gewerk, dat hier binne in ek en in my en in jou, ons harte is daar opgesluit, die vermoë om 'n impak te maak op mense se lewens. Baie interessant, voor die skepping van die wêreld, het die Here jou naam geken? Het die Here geweet dat jy hom gaan dien? Voor die skepping van die wêreld, het die Here geweet dat jy in Taranaki gaan bly? Het die Here geweet dat jy vandag hier gaan sit? Voor die skepping van die wêreld het God vir jou geleenthede georden, waar jy goeie werke kan doen tot sy eer. Jy is nie toevallig waar jy is nie. God het jou hier geplaas. Soos ons nou teruggaan na vers 10 van Efesiërs 2 vers 10 daarso, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Die Here het klaar vir jou geleenthede geskep om 'n magtige impak op mense se lewens te maak. Positiewe impak op mense se lewens te maak. En dis waar die egtheid van ons geloof na vore kom, wanneer ons dan nou juis kom en met ons goeie werke van waarde word vir mense. Mense wil nie van jou geloof hoor. Hulle wil veer vir wat jy glo. Mense het nie 'n saak of jy kerk toe gaan en wat jy in die kerk doen. Hoeveel mense het jou nou al uitgevra oor, wanneer julle kerk toe gaan, sê vir ons, wat doen julle alles in die kerk? Hoeveel mense wil weet waaroor ek preek op 'n Sondag? Maar wanneer jy kan kom, en daar's 'n behoefte by iemand, en jy kan met die liefde van Jesus hier in jou hart uitreik na daardie behoefte, en vir 'n persoon iets beteken, dan begin mense belangstel. Wat maak jou anders? Terug by ons tema, jou naam gaan voortleef in mense se harte, wanneer jy kan kom en van waarde kan wees vir mense.
Titus 2 vers 14 sê Jesus het homself vir ons gegee om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. Dis die kenmerk van God se mense, ywerig in goeie werke. So, evalueer jou eie lewe vinnig. So ander mense sê jy's ywerig in goeie werke. Jy's ywerig om 'n verskil te maak in ander mense se lewens. Wat vir my baie mooi is dat God ons werke beloon. Ek werk nie vir 'n beloning, dit is 'n bonus. Maar die woord van die Here leer vir ons in die hiernamaals gaan ons werke tel, op een of ander manier, en dis nie vir ons baie duidelik, dit maak ook nie saak nie, want ons werk nie vir 'n beloning nie, maar ons lees, byvoorbeeld Openbaring 14 vers 13, van die mense wat oorlede is, dat hulle rus van hulle arbeid en hulle werke volg met hulle. Met ander woorde, wat ek in hierdie lewe doen, gaan 'n effek hê in die lewe hierna. Dis hoe belangrik my lewe hier op aarde is vir God, dat die Here sê, jou lewe hier op aarde het 'n impak op wat gebeur in die hiernamaals. Wat net vir my sê, dis baie belangrik hoe ek leef in hierdie wêreld. Dis baie belangrik dat ek hier 'n impak sal hê op mense se lewens. 2 verse daarso. 1 Korintiërs 15 vers 58. Daarom my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. So hoeveel keer doen jy goeie dinge vir mense en jy voel is alles te vergeefs? Hulle waardeer dit nie, daar's geen vrug daarop nie, dis asof mense, hulle nie steur daaraan nie, hulle vat en hulle vat en hulle vat en daar's niks wat terugkom nie. Dis bysaak wat terugkom. Ons verantwoordelikheid is om getrou te wees, hoe sê die woord so pragtig, jy standvastig, met ander woorde, ek staan vas en ek doen wat ek weet ek moet doen, ek is onbeweeglik. Omstandighede beweeg my nie, ek word beweeg deur die Gees van die Here. Ek is altyd oorvloedig in die werk van die Here. Werk van die Here is dit wat God wil hê ek moet doen. Moet nooit dink aan werk van die Here is net wat predikante doen, of baie geestelike mense doen. Werk van die Here is bly eenvoudig, waar jy is in jou lewe, waar die Here jou gebruik. En dit wat jy kan doen, wat die Here wil hê jy moet doen. Dis die werk van die Here. En die Here kom sê, jy weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Jy sal nooit weet, daai saadjie wat jy plant in iemand se lewe, wat die effek daar gaan wees, verder aan, selfs in die ewigheid. Nog 'n pragtige vers, Hebreërs 6 vers 10, want God is nie onregverdig om julle werk te vergeet, en die liefdearbeid wat julle betoon het vir sy naam, omdat julle die heiliges dien en nog dien. Hier gaan dit weer oor daardie goeie werke binne die netwerk van gelowiges. En die Here sê, hy is nie onregverdig, hy sien dit raak. En hy sal die liefdearbeid wat julle betoon vir sy naam nie vergeet nie. Jy sien, weer, die beginsel daar, jou goeie werke bly voortleef tot in alle ewigheid. Nou, Porphyrius het sy beloning weg, Osmandias se grootheid lê in skerwe, ons sukses op aarde gaan in skerwe lê. Dinge soos jou vermoë om geld te maak, jou prestasies in die oë van mense, nou kan jy maar opnoem, wat ook al belangrik is vir jou of vir ander mense, al daai goed is van verbygaande aard. Wat gaan saak maak is dit wat gaan voortleef vir ewig en ewig. En dis hoekom dit so belangrik is dat ons werklik net kan stilstaan en sê, gaan my naam op 'n positiewe manier voortleef in mense se harte, of gaan ek maar net vergeet word as iemand wat nie saak gemaak het. Miskien belangrik vir 'n oomblik of twee, vir 'n jaar of twee, vir 'n paar dekades, en dan is dit verby. Tweede ding wat ek vir ons duidelik wil uitlig vanoggend, dit is deur ons goeie werke wat ons die karakter van Jesus uitleef in ons elke dag se lewe. Weet ons weet mos nou, ons het hierdie nuwe natuur ontvang, nou weerspieël ons al hoe meer die karakter van Jesus in ons daaglikse lewe.
in ons omgang met mense. Baie eenvoudig. Ek het die natuur van Jesus hier binne in my, ek is soos hy. En nou van Jesus lees ons, byvoorbeeld na Handelinge 10 vers 38, dat hy die land deurgegaan het, dat hy goed gedoen het, en almal genees het wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met hom was. God leef nou binne in ons, en ons doen dieselfde. Ons doen dieselfde wat Jesus gedoen het, ons doen goed vir mense. Sy omgee liefde is hier binne in ons, en het straal uit. Nou die dag as jy tot bekering kom, is daar soveel gewoontes wat ons het, dat daar baie min van daardie liefde al uitstraal, maar soos wat ons geestelik groei, soos wat die karakter van Jesus meer en meer na vore kom in ons lewe, moet daar 'n bewys wees, en die bewys is, in hoe ons omgee vir ander mense. Baie eenvoudig, dis die uitdaging vir elkeen van ons. Ons moet die wêreld 'n beter plek maak, omdat God ons gered het. Jy los vingerafdrukke op mense se harte met jou goeie werke. So hier is die uitdaging vir ons om 'n verskil te maak in hierdie wêreld, gedring deur die liefde van Christus wat hier in ons harte is. In die derde plek, dit is deur ons goeie werke dat ons waarlik kerk van Jesus is in die praktyk. Kerk wees gaan nie net om 'n byeenkoms van gelowiges op 'n Sondag nie. Kerk wees gaan oor kerk wees in die wêreld reg deur 7 dae 'n week. Dis waar ons as volgelinge van Jesus, die kerk, 'n verskil maak in mense se lewens. Dis waar ons roeping as gelowiges uitleef. God verlang meer as ons mooi lofsange. Ja, die Here word geprys wanneer ons kom en ons hom loof met ons lofsange. Maar God word geprys deur ons goeie werk. En hoor wat Jesus self sê oor Matteus 5 vers 16. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien. Wat moet mense sien? Hulle julle goeie werke kan sien, en wat gaan gebeur? Julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. Op 'n manier, soos jy mense se lewens positief aanraak. Jy het 'n impak op mense, en God kry die eer daarvoor. Kom ons sê baie duidelik, enigiets mooi wat in my is omdat die Here dit daar geplaas het. Dis nie uit my nie, dieselfde geld vir jou. Wie is regtig so wonderlik soos jy dink? Los van wat die Here in ons lewe kom doen. Maar wanneer die Here dit doen, dan moet die Here die eer kry daarvoor. Net so 'n paar verse oor hoe Paulus byvoorbeeld dit baie duidelik vir Titus sê. Hy sê in Titus 2 vers 7, betoon jou en alles 'n voorbeeld van goeie werke. Hy sê vir Titus, jy moet 'n voorbeeld wees van goeie werke. Hy is die voorganger in die gemeente. Sorg jy dat jou lewe getuig van goeie werke. Maar Titus 3 vers 1, hy moet ook die gelowiges leer om bereid te wees tot elke goeie werk. Nie net die voorganger nie, maar die hele gemeente, almal van hulle moet geleer word om bereid te wees om goeie werke te doen. Titus 3 vers 8, sodat die wat in God glo, sorg kan dra om goeie werke voor te staan. Dit is wat goed en nuttig is vir die mense. Daar's 'n definisie van wat belangrik is. Wil jy 'n blywende effek hê op mense? Doen vir hulle wat goed en wat nuttig is vir hulle. Kom ons gaan kyk na die vierde een. Dit is deur ons goeie werke wat ons getuienis 'n impak het op mense. Dit is deur ons goeie werke wat ons getuienis 'n impak het op mense. Mense het baie besware teen Christendom. Ons lewens moet daardie besware doodvee. Ons kry dit baie duidelik in 1 Petrus 3 vers 16. Ek lees vir ons moet sorg dat ons 'n goeie gewete het, sodat in die saak waarin hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle beskaam mag word wat julle goeie lewenswandel in Christus belaster. Baie eenvoudig. Die ongelowiges, wat so baie te sê het oor die Christene, moet skaam word as hulle dink aan jou. Omdat hulle dinge sê wat hulle weet nie die waarheid is nie, omdat jou lewe soveel vir hulle beteken. Jy sien,
Met my goeie werke is ek besig om te werk aan 'n nalatenskap wat sal voortleef in die harte van mense. Dit begin nou en dit hou aan. Ek grafeer my naam op mense se harte met die liefde wat ek aan hulle bewys. Monumente vergaan. Ons mandees lê in stukke. Menslike eerbewyse hou nie baie lank nie. Ons sien dit in Porphyrius. Jou goeie werke gaan voortleef tot in alle ewigheid. So die vraag wat ek vanoggend vir jou wil vra is, hoe maak ek 'n verskil in hierdie wêreld? Die Here vra nie die onmoontlike nie. Hy vra net dat jy sal doen en sal beantwoord aan die doel waarvoor hy jou geskaap het en jou gered het. Baie keer dink ons, jy weet, ek kan net vir die Here iets beteken as ek nou voltyds vir die Here werk of ek gaan sendingveld toe of so, en ons vergeet die Here het jou toegerus met talente en met gawes wat ander mense nie noodwendig het nie. Jy het gawes wat ek nie het nie. As ek moet die goeie werke doen wat die Here vir jou beplan het, gaan dit chaos wees. En dalk andersom ook. Elkeen van ons het talente en gawes wat die Here vir ons gegee het. Die vraag is ek besig om daardie talente en die gawes te kom uitleef? Die Here het klaar vir my die arena geskep om dit uit te leef. Daar's behoeftes om my, daar's mense wat my nodig het, daar's mense vir wie se lewe ek 'n verskil kan maak. Gaan ek in beweeg en dan word wat die Here wil hê ek moet wees, en dis iemand wat werklike impak maak in hierdie wêreld. Een voorbeeld. Mense sê baie keer, ek weet nie wat om te doen nie. Gaan word 'n vrywilliger ergens in een van die organisasies wat diens bewys aan mense. Dit is die maklikste om in te kom in 'n groep mense wat besig is om iets te doen, en jy gaan met die liefde van Christus wat ongelowiges nie het nie. Kan jy net dink aan die impak wat jou lewe gaan hê? In 'n groep ongelowiges wat kom sê, ons wil iets doen vir ander mense, en jy kom met die liefde van Jesus met 'n totaal ander gesindheid. Watter impak kan jy hê in hierdie wêreld? Dis maar net een voorbeeld. Dink elkeen van ons moet by die Here gaan hoor, waar Here kan ek 'n verskil maak in mense se lewens? En dit is my woord vir vanoggend. Kom ons raak net stil voor die Here, en ek wonder of jy ook net vir die Here wil kom sê, Here, hier is ek vandag. Maak net jou gedagtes oop dat die Gees van die Here vir jou kan sê, my kind, ek het jou geroep om 'n verskil te maak in hierdie wêreld, in jou wêreld. En hoor wat die Here in jou gees vir jou sê. In jou huis, in jou buurt, tussen jou bure, by die werk, by die skool, op universiteit, in die sportklub. Dat die Here vir jou kom sê, ek het jou geroep. Ek het my gees in jou gegee, my liefde is in jou. Ek skep vir jou geleenthede. En Here, so dikwels gaan daardie geleenthede by ons verby, waar ons nie sensitief is daarvoor, of ons verskonings maak, of partykeer net nie genoeg belang stel. So ons wil vra, Here Jesus, dat U vir ons sal help om sensitief vir die leiding van die Gees te wees, sodat ons 'n impak in hierdie wêreld kan wees. Mag dit wees, Here, en dis wat elkeen van ons dan vir U wil kom sê, dat my naam sal voortleef in mense se harte, omdat ek daar was, toe hulle my nodig gehad het, omdat ek 'n positiewe verskil gemaak het, toe dit saak gemaak het. Hier is ons Here Jesus, gebruik ons, sodat ons God vereer kan word. Amen.